Welkom by ons laaste oefening oor trigonometriese funksies. In hierdie video gaan ons spesifiek kyk na die interpretasie van grafieke, as ook hoe om die vergelyking van 'n grafiek, 'n sin, kos of tan grafiek te bepaal. Voor ons egter daarmee wegspring, kom ons hersien wat ons alles tot dusver geleer het. As ons terugdink aan graad 10 werk, het ons in graad 10 3 trigonometriese verhoudings na gekyk wat ons dan ook grafies voorgestel het. Die y is gelyk aan sin x, y is gelyk aan cos x en die y is gelyk aan tan x. Hierdie 3 grafieke wat jy hier op die skerm sien, staan ook bekend as ons moederfunksies of ons moedergrafieke, wat ook die oorspronklike funksies heet. Baie belangrik dat jy hierdie grafieke baie goed moet ken en die hele tyd in jou gedagte moet hou, want jy gebruik dit half as 'n gids, 'n blauwdruk vir alles wat jy moet doen. Het sy of dit transformasies is wat moet plaasvind, en of dit nou is wat ons in vandag se oefening gaan doen om 'n vergelyking van 'n grafiek te kry. Ons het ook gekyk na 'n klompie belangrike definisies, die 3 basiese vergelykings wat ons dan gebruik, waar ons dan nou elke keer die letters A, B, P en Q, die veranderlikes, gaan vervang met die bypassende waardes. Sien jy dan nou hier op die skerm? So kom ons begin. Eerstens het ons gekyk na die periode, en ons gebruik die hoofletter P somme hiervoor. Nou die periode van 'n grafiek word altyd gemeet in grade. En hierdie periode is die lengte wat dit neem vir een hele grafiek voordat hy homself weer gaan herhaal. So met ander woorde die interval waarin presies een siklus voltooi word. Die periode van 'n funksie, die hoofletter P, kry ons deur die standaard periode van 'n grafiek te deel met wat ook al die B-waarde in die vergelyking is. Nou belangrik, as ons kyk na die B, onthou partye handboeke gebruik die letter K, kry ons 'n inkrimping as B groter as 1, met ander woorde iets byvoorbeeld soos 2 of 3 ensovoorts, en ons kry 'n uitsetting, met ander woorde hy rek bietjie uit, as B tussen 0 en 1 is, met ander woorde dis 'n breukdeel wat ons vir 'n B-waarde het. Die amplitude het ons gesien is die uitwyking vanaf ons x-as, of jy kan eintlik maar sê die middelpunt, veral as daar 'n vertikale verplasing plaasgevind het. En die amplitude kry ons deur die helfte van jou maksimum y-waarde minus jou minimum y-waarde te bereken. Onthou, A, by die tan-grafiek gee nie vir ons die amplitude nie, want die tan-grafiek het nie 'n maksimum of 'n minimum waarde nie, maar dit wys vir ons wel hoe styl die grafiek is. En indien A 'n negatiewe waarde is, dan reflekteer die hele grafiek rondom die x-as. Vertikale verskywing, die letter Q, verskuif na bo as Q groter is as 0, met ander woorde positief, en na onder as Q kleiner is as 0, met ander woorde negatief. Die horisontale verskywing, die klein letter P, so onthou nou, dis die hoofletter P is 'n periode, so die klein letter P gee die horisontale verskywing, en hy skuif na links as P groter is as 0, positief, en na regs as P kleiner is as 0, met ander woorde negatief. Die definisieversameling is die versameling van al ons x-waardes, en is gewoonlik ons definisieversameling wat beperk word wanneer ons met sketse werk. Die waardeversameling is ons versameling van al die y-waardes wat ons. Vir die skets van triegfunksies het ons na 'n paar wenke gekyk. Eerstens, bepaal vir jouself die periode. Nou weer daai formule, periode is jou standaard periode gedeel deur wat ook al die B-waarde in jou vergelyking is. Onthou die standaard periode van sin en kos grafieke is 360 grade en vir 'n tan grafiek is dit 180 grade. Daarna het jy die 4 kritieke punte bereken. Onthou hierdie 4 kritieke punte se waarde gee vir ons elke hoeveel grade moet daar iets spesifiek gebeur. Het sy 'n maksimum of 'n snypunt of 'n minimum of 'n asymptoot. Nou jy kry die kritieke punte deur jou periode wat jy nommer 1 uitgewerk het te deel met 4. Daarna het jy gaan kyk wat is die amplitude. Jy het gekyk of is daar 'n vertikale verskywing of selfs 'n horisontale verskywing. So belangrik weer met die skets van trigrafieke, gebruik daai moederfunksies as 'n blauwdruk, 'n basis, waarop jy dan die veranderinge vir jouself kan aanteken.
Nou, by die werk wat ons vandag wil doen, want in meeste gevalle gaan daar vir jou 'n grafiek gegee word en daar gaan vir jou verwag word om die vergelyking van die grafiek te gee en 'n klompie vrae oor die grafiek te beantwoord. Nou kom ons staan vir 'n oomblik eers stil by hoe kry ons die vergelyking van 'n Kom ons fokus eers op die sin en die kosgrafieke. Nou die vorige oefeninge sal jy onthou dat ons 'n singrafiek ook baie maklik kan gaan skryf as 'n kosgrafiek deur doeteenvoudig net 'n singrafiek horisontaal te skuif. So jy gaan baie vinnig op 'n skets kan sien dat dit hetsy 'n sin of 'n kosweergawe is en of dit 'n tanweergawe is. So as dit 'n sin of 'n kosweergawe van 'n grafiek is, dan gaan jy die volgende doen. Jy moet eerstens jou 2 standaard tipe vergelykings in gedagte hou. Dan gaan bereken jy vir jou eerste die amplitude, die A-waarde. So jy kry die maksimum y-waarde op die skets, minus die minimum y-waarde, en jy deel dit met 2, en dan het jy jou A. Daarna gaan bereken jy die B-waarde. Jy gaan baie maklik op die skets kan sien, wat is die periode van die skets. Met ander woorde, jy gaan reeds die P kan sien. En jy weet, vir 'n sin en 'n kosgrafiek is die standaardperiode 360 grade. So jy gaan hierdie vergelyking gaan herskryf, sodat ons die B kan gaan uitwerk. So B gaan dan wees jou standaardperiode 360 grade, gedeel deur wat ook al die periode op jou skets is. Hierna gaan jy kyk of is daar 'n vertikale verskuiwing, met ander woorde 'n op- of 'n afbeweging, en laastens gaan jy kyk of is daar 'n horisontale verskuiwing, na links of na regs. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Hier word 'n skets vir ons gegee. So die eerste vraag wat ons vir onsself gaan vra, wat is die amplitude? So ek sien my maksimum y-waarde is 1 en my minimum y-waarde is min 3. So 1 minus 3 gee vir my positief 4, wat ons nou gaan deel met 2, en dan kry ons die antwoord is 2, wat beteken my amplitude is 2. So jy sal sien, hulle was baie gaaf geweest. Op hierdie skets het hulle vir ons 'n stippellyntjie ingesit, om te wys waar is die middelpunt van hierdie grafiek. So jy sal sien, bo kan die stippellyn is daar 2 eenhede, en onder die stippellyn is daar 2 eenhede. Volgende vraag is die periode. Nou hier kan ons sien, dat 'n volle siklus word voltooi vanaf minus 90 grade tot en met 270 grade. So die afstand tussen daai 2 punte is dan 360 gedeel deur 270 minus 90, wat dan vir my ook die 360 gee. So met ander woorde, ons B-waarde is 1. Hierna vra jy vir jouself of is daar 'n kie, met ander woorde, is daar 'n vertikale verplasing. Nou, as ons nou na die middelpunt van die skets kyk, nou die middelpunt hierso is spesifiek daai stippellyn wat hulle vir ons hierso gee. Nou daai stippellyn kan jy nou lekker gebruik om te sien, maar as jy dit vergelyk met jou x-as, dan sien ons hy het een eenheid afgeskuif van waar my oorspronklike x-as was. So dit beteken my hele grafiek het 1 afgeskuif, wat beteken my q-waarde is minus 1. Laastens, nou moet ons vir onsself vra, is daar 'n P, 'n horisontale verskuiwing? Nou hier moet jy nou besluit, wil jy met 'n singrafiek of wil jy met 'n kosgrafiek werk? Ek sou hierso met 'n singrafiek gewerk het, want wat weet ek van 'n sin? 'n Singrafiek, my oorspronklike moederfunksie, daardie singrafiek begin op die x-as, hy begin by die punt 0,0. So as ek na hierdie ene kyk, as ek my hele grafiek 1 eenheid na bo skuif, kan jy sien dat hy met ander woorde dan ook op die punt 0,0 sou begin het? So hierdie sou ek gesê het dan geen horisontale verplasing nie, wat beteken, ek kan hierdie vergelyking gaan skryf as y is gelyk aan, dit was nou a sin, maar ons weet a is 2, sin, daar is nie 'n b-waarde nie, x, en dan 'n verplasing, vertikale verplasing, min 1. So ek wil vir jou vra, wanneer dit nou kom by die huiswerk wat jy moet doen, dat jy hierdie
spesifieke nommer weer sal gaan doen, maar dat jy dit sal gaan skryf as 'n kosfunksie en dan kyk of jy dit dan daarvolgens kan regkry. Wanneer ons dan nou na 'n tangrafiek kyk, onthou die vergelyking lyk maar dieselfde as wat die sin in die kosgrafieke is, maar ons volgorde van hoe ons dit gaan bereken is so klein bietjie anders. By die tangrafiek gaan ons eers die B-waarde gaan bereken. Selfde formule as wat ons gebruik het by sin en kos, so die B-waarde is jou standaardbrode, en onthou die standaardbrode van 'n tangrafiek is 180 grade, gedeel deur wat ook al die brode op die skets is. Nou om die brode op die skets te kry, stel ek voor dat jy 2 asymptote gaan kry, want onthou, 'n hele tangrafiek word tussen 2 asymptote geteken. So as jy die 2 asymptote kan identifiseer en die hoeveelheid grade tussen die 2 asymptote het, dan het jy jou hoofletter P waarde. Hierna gaan ons die amplitude, die A-waarde gaan kry, want onthou, 'n tangrafiek het ons nou nie 'n amplitude nie, dit wys net vir ons hoe styl dit is. Nou jy gaan dit kry met behulp van jou kritieke punte. So jy gaan die periode op jou skets vat en jy gaan dit deel met 4 en daarvolgens gaan jy maklik kan sien waar gaan jy kyk wat is die A-waarde. Dan gaan jy kyk vir 'n vertikale verskywing en laastens vir jou horisontale verskywing. As ons na 'n voorbeeld kyk, so weer eens op die skets. Eerste vraag, onthou nou, ons wil eers die B-waarde bereken. So wat is die periode op my skets? Nou as ek tussen die 2 asymptote gaan kyk, wat by minus 45 grade en die ander een by 45 grade lê, is daar presies 90 grade tussen die 2. Dit beteken die periode van hierdie tangrafiek is 90 grade. So hoe bereken ons dan die B-waarde? B is ons standaard 180 grade, gedeel deur dan nou die 90 grade wat ons gesien het, en dit gee vir my 'n antwoord van 2. Die volgende ding wat ons wil bereken is die A-waarde. Nou jy gaan nou spesifiek hierdie periode wat jy op die skets gesien het, die 90 grade, gaan jy deel met 4 om die kritieke punte te kry. Nou as jy dit doen, dan sien ons dat die kritieke punte gaan lê by elke 22,5 grade. Nou weer eens, hulle was baie behulpsaam gewees op hierdie skets, en hulle het spesifiek vir ons gesê, by 22,5 grade is die y-waarde 2. Nou onthou, by daardie waarde weet ons dat daai 2 is dan spesifiek ons A-waarde. So onthou net gaga vinnig weer, die kritieke punte verdeel basies my periode in 4 kwarte. So hy verdeel my grafiek in 4 kwarte. En jy gaan dan baie vinnig kan sien, by watter kwart kry jy dan jou amplitude. Volgende vraag, is daar 'n begin ons nou met die verskywings. Eerstens is daar 'n vertikale verskywing. Nou wat weet jy van jou standaard oorspronklike moedergrafiek? 'n tangrafiek begin by die punt 00. Nou hier sien ons ook, begin hy op die x-as by die punt 00, so daardie x-as het nie op of af geskuif, soos wat ons by die vorige voorbeeld gesien het nie, wat beteken hier was geen vertikale verplasing nie, en daar was ook geen horisontale verplasing nie, want hy begin weer eens by die punt 00, so met ander woorde my q en my p-waarde is beide 0. Nou kan ons net die a en die b-waarde op die regte plekke gaan invervang volgens ons vergelyking, en dan kry jy y is gelyk aan 2 tan 2x. Nog 'n paar vrae wat hulle gewoonlik vir jou gaan vra in die bepaal van die vergelyking van 'n terugfunksie. Hulle kan vir jou 'n reeds bestaande vergelyking gee. Byvoorbeeld, fx is gelyk aan sin x plus 20 grade minus 1. En dan kan hulle nou op grond van hierdie vergelyking vir jou 2 tipe vrae vra. Die eerste tipe vraag is 'n refleksie rondom die x-as. So hulle sal vir jou vra, bepaal hx, baie keer sal hulle net sê h, bepaal hx indien fx in die x-as moet reflekteer. Nou wat weet ons van 'n refleksie in die x-as? Wanneer ons rondom die x-as reflekteer, dan verander die teken van my y. Nou onthou, fx kan ons mos eintlik vervang met y. So eintlik staan daar y is gelyk aan sin x plus 20 grade min 1. So vir 'n refleksie
moet jy die y se teken verander na 'n minus toe. Maar dis nie ons standaard manier van skryf nie, so jy moet na die minus gaan deel, en dit beteken hx gaan dan wees minus sin x plus 20 grade en plus 1, want onthou die minus moet met elke term aan die regterkant gaan deel. Die tweede tipe vraag wat ons kry is 'n vorm van substitusie. So ook gaan hulle vir jou vra, bepaal hx as hx gelyk is aan f in die punt x min 45 grade plus 3. Nou wat weet ons eintlik van f? F is eintlik in die punt x. So wat het hulle nou gedoen? In die plek van die x het hulle gaan insit x min 45. En hoe werk 'n vergelyking? Wat jy aan die linkerkant doen, moet jy aan die regterkant doen. So as jy in die linkerkant in die plek van die x min 45 in vervang, dan moet jy in die regterkant in die plek van die x ook 'n x min 45 in vervang. Goed, so hierso wys ek vir jou. So ons het hx is dan f in die punt x min 45. So dis daai hele fx funksie wat jy dan nou kan sien, het ek dan nou hier spesifiek in die punt x min 45 in hakkies gesit, plus dan nog ons normale 20 en dan die minus 1 wat daar was. Die plus 3 sit ons heeltemal buite die hakkie, die blokhakkies. En as ons dit nou alles gaan vereenvoudig, dan kry ons nou sin x minus 25, want onthou dit wat jy daar in die middelste blokhakkies gedoen het, kan ons vereenvoudig, en min 1 plus 3 geef my antwoord van plus 2. Interpretasie van grafieke. Hulle kan vir jou die grafieke. Wanneer dit kom by die interpretasie van grafieke, gaan hulle in meeste gevalle wat hulle vir jou so skets gee, gaan die vergelykings nog veranderlikes bevat wat jy eers moet gaan bereken. Byvoorbeeld, fx is gelyk aan a sin x plus p, en dan sal die eerste vraag wees, bereken die waardes van a en p. Maar vir hierdie voorbeeld gee ek vir jou die twee vergelykings van die skets, en ek sê ook spesifiek dat die beperking is, met ander woorde, x kan slegs geteken word in die interval minus 30 grade tot en met 180 grade. Nou die tipe vraag wat ons hier gaan kry, lyk as volg. Vir watter waardes van x is? Nou, in so 'n geval beteken dit jy moet slegs na die x-as gaan kyk vir die oplossings, vir die antwoorde van die vraag wat gestel word. Nou die eerste tipe vraag wat jy kry is vir watter waardes van x is fx gelyk aan gx. Nou jy hoef nie nou algebra te doen nie. Met ander woorde, jy hoef nie te gaan skryf min 2 sin x plus 30 grade is gelyk aan cos 3 op 2x en dit dan te gaan oplos nie. Jy gaan doeteenvoudig die skets gebruik om die oplossing te kry. Nou wat beteken dit as ons sê twee funksies is gelyk aan mekaar? Gelyk aan beteken waar sny die twee grafieke mekaar. So op die skets is dit by die letter B. Nou wat weet ons van die letter B? B is die minimumwaarde van my g-funksie en dit kry ons by een spesifieke punt, naamlik by x is gelyk aan 120 grade. Nou jy gaan telkens sien, daar is twee maniere hoe ons antwoord kan gaan skryf. So die een metode gaan ek in swart skryf en die tweede metode in blou. Jy kan self besluit watter skryfwyse jy wil gebruik. So vir die eerste ene, x is gelyk aan 120 grade, oftewel dan x elemente, en omdat dit net een enkele waarde is en 'n spesifieke waarde is, tabuleer of lys ons dit met behulp van krulhakkies. Die tweede tipe vraag is, vir watter waardes van x neem fx toe? Hulle sal baie keer ook praat van stygend. Nou, stygend beteken, hy gaan van 'n minimum, 'n laagpunt, tot by 'n maksimum hoëpunt. Nou op hierdie skets, spesifiek jou f-funksie, kry ons dat hy vanaf die a-waarde stygend gaan wees of gaan toeneem. Onthou, jy lees 'n grafiek altyd van links na regs. Nou wat is die a-waarde? A is die minimumwaarde van my f-funksie en ons kry die minimumwaarde by x is gelyk aan 60 grade.
Maar vir toeneem of selfs afneem, moet jy onthou dat geen funksie op sy draaipunt stygend of dalend kan wees nie. Met ander woorde, daardie waarde is nooit ingesluit nie. So waar is fx stygend of waar neem fx toe? Hy neem vanaf x groter as 60 grade, neem hy toe tot by die punt 180 grade. X kleiner gelyk aan 180 grade. En onthou, omdat ons nou net na die skets kyk, is die 180 grade wel ingesluit. So die intervalnotasie skryfwyse, x elemente ronde hakkie, wat beteken die waarde is nie ingesluit nie, 60 grade, komma punt, 180 grade blokhakkie, wat beteken die waarde is ingesluit. Die volgende vraag, vir watter waardes van x is gx gelyk aan 0? Nou onthou, gx kan jy eintlik vervang met 'n y, so vir watter waardes van x is y gelyk aan 0? Nou y gelyk aan 0 is ons x-as se vergelyking. So op ons x-as, as jy kyk na die g-funksie, waar is my g-funksie oralster op die x-as? En ons sien daar is 2 punte waar dit gebeur. Die 2 punte sien ons, die 1 punt is by die A-waarde en die tweede punt is dan daar by 180 grade. En die A-waarde het ons dan nou reeds gesien is 60 grade. So hy is by x is gelyk aan 60 grade of by x gelyk aan 180 grade sal hy gelyk wees aan 0. Skryfwyse, omdat dit 2 spesifieke waardes is wat ons nou wil lys, maak ons weer gebruik van die krulhakkies, x elemente 60 grade, komma punt 180 grade krulhakkie. So dis nie vanaf 60 grade tot by 180 nie, dis net 60 of 180. Vir watter waardes van x is fx groter as gx? Hierdie vraag kan andersom ook gevra word. Vir watter waardes is fx kleiner as gx? Nou, groter as beteken waar is f groter as g? Groter, waar is f bo g? As dit kleiner as was, waar sou f onder g gewees het? So vir fx groter as g, sien ons daar slegs een plek op ons skets, waar my f-funksie bokant my g-funksie is, en is vanaf die punt B. Nou wat is daai punt B? Onthou ons het dit by nommer 1 al gehad, dit is die waarde 120 grade, so hy is vanaf 120, onthou, dis net groter as, nie groter gelyk aan nie. So vanaf 120 grade tot by 180 grade wat ingesluit is. Vir die volgende vraag, daar's weer eens 2 maniere hoe dit gevra kan word en dan gaan na al 2 maniere kyk. So die vraag wat hier gevra word is, waar is fx maal gx groter as 0? Nou onthou, groter as 0 beteken positief. In beide f en g kan ons eintlik 'n y vervang. So eintlik vra hulle hier, waar is y groter as 0? Nou wat weet ons van y groter as 0? Y groter as 0, positief, beteken dit is die gedeelte bokant die x-as waarna ons wil kyk. Nou as ons ook bietjie terugdink aan graad 8 werk, hoe kry ons 'n positiewe waarde? Nou, 'n positiewe getal vermenigvuldig met 'n positiewe getal gaan vir jou 'n positiewe antwoord gee. Net so sal 'n negatiewe getal maal met 'n negatiewe getal vir jou 'n positiewe antwoord gee. So, positief beteken dit, al 2 grafieke moet positief wees of al 2 grafieke moet negatief wees, want dit sou vir ons 'n positiewe antwoord gee. Nou om dit so bietjie makliker te maak, wil ek vir die volgende wenk voorstel. Jy gaan teken vir jouself baie liggies met 'n potlood die volgende in. So ek gaan my skets, my in sektore gaan indeel. Nou kyk gou mooi, waar het ek die stippellyne geteken? Ek het elke keer 'n stippellyn gaan inteken waar enige een van my 2 grafieke, dit maak nie saak nie, waar enige een van my grafieke die x-as sny. Met ander woorde, hy verander van bokant die x-as na onder die x-as toe. So kom ons kyk na die f-funksie spesifiek. Nou in die eerste sektor, met ander woorde vanaf -30 tot by die a-waarde,
sien ek dat my f-funksie is negatief, hy is onder die x-as. Vir die middelste sektor is hy nog steeds onder die x-as, en dan vir die laaste sektor is hy nou bokant die x-as. So ons sien hy is minus, minus, plus. My g-funksie daarteenoor is in die eerste sektor positief, in die middelste sektor negatief, en in die laaste sektor ook negatief. So, f maal g positief, so waar is al twee positief, of waar is al twee negatief, en hierso sien ons dis slegs in die middelste gedeelte, wat ons sien dat beide dieselfde teken het. So hoe skryf ons die antwoord? Dis die interval, x groter as 60, want onthou, die oplossing net wees groter as 0, nie gelyk aan nie, groter as 0, so hy is groter as 60, en kleiner as 150. Die volgende vraag, waar is fx maal gx kleiner of gelyk aan 0? So, vir 'n negatiewe antwoord weet ons dat die tekens moet verskil, en dit gaan dan natuurlik die eerste en die laaste sektor wees. En dan sien ons dit gaan wees vir x is gelyk aan minus 30 grade tot by 60 grade, en dan weer van 150 grade tot by 180 grade. Ek glo jy is nou gereed om jou huiswerk te doen. So jy moet nou al jou kennis wat jy nou ingesamel het oor die afgelope paar oefeninge, moet jy nou hier inspan, sterkte, kophou, onthou al jou reëls en jou definisies en pas alles nou mooi rustig toe. Lekker werk!